Na Markus hoofstuk 11 vers 10 is ons kernteks, ons perikoopgedeelte is vers 1 tot 11 en gedagte daarom dat dit Paasfees is en dat ons in die aanloop tot die herdenking van die dood en die opstanding van Jesus Christus dan vanoggend by hierdie aansluiting is waar ons Palmsondag vier, ook 'n belangrike aansluiting op hierdie lydensweg van ons Here Jesus. En in die lig daarvan wil ek hierdie 11 verse dan vanoggend met julle deel. Markus verhaal dit en die opskrif daar heet die intog van Jesus in Jerusalem. Markus hoofstuk 11 vers 1 tot 11. En toe hulle naby Jerusalem kom by Betfage en Betanië aan die Olyfberg, stuur Jesus 2 van sy disippels uit en sê vir hulle: "Gaan na daardie dorp reg voor julle en dadelik as julle daar inkom, sal julle 'n eselsvul vind wat vasgemaak is, waar geen mens op gesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand vir julle sê, waarom doen julle dit? Moet julle antwoord, die Here het hom nodig, en dadelik sal hy hom hierheen stuur. En hulle het gegaan en die vul by die deur, buite op die straat vasgemaak gevind en hom losgemaak. En daarop sê sommige van die wat daar staan vir hulle, wat maak julle dat julle die vul losmaak? En hulle antwoord hom soos Jesus beveel het. Toe laat hulle hul begaan. En hulle het die vul na Jesus gebring en hulle klere daarop gelê en hy het op hom gaan sit. Toe gooi baie mense hulle klere op die pad oop en ander kap takke van die bome af en strooi dit op die pad. En die wat voorloop en wat gevolg het, het uitgeroep en gesê: Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. En dan ons kernteks vers 10. Geseënd is die koninkryk wat kom in die naam van die Here. Die koninkryk van ons Vader Dawid, Hosanna in die hoogste hemele, vers 11. En Jesus het in Jerusalem gekom en in die tempel en nadat hy alles rondom bekyk het en omdat dit al aand was, het hy met die 12 uitgegaan na Betanië toe. Net tot sover, ons kernteks natuurlik vers 10. Nou, liewe gemeente, ja, vandag is Palmsondag, soos ek reeds vermeld het, en 'n week van nou af, inteendeel 4 dae later, sal ons gereed maak om die Paasfees, die kruisiging van Jesus te vier, en definitief gebeure, die vernaamste gebeure in die geskiedenis van die wêreld, wat die groot draaipunt was in God se verlossingsplan. Jesus Christus, die lam van God, God self wat vlees geword het, onder ons kom woon het, en uiteindelik plaasvervangende dood vir die hele wêreld kom sterf het. En natuurlik, wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan is daar 'n hele paar dinge wat uitstaan, maar vanoggend gaan ek so 'n bietjie met 'n ander invalshoek na jou te kom, en ek wil vanoggend 'n bietjie gesels oor die verwagting wat die skare gehad het van Jesus Christus en ook van sy koninkryk. Is vir ons tog duidelik in die teks, as ons dink aan wat vers 10 sê, die skare wat Jesus verwelkom het in Jerusalem, wat voor hom geloop het en agter hom, het hierdie woorde uitgeroep en gesê: geseënd is die koninkryk wat kom in die naam van die Here, die koninkryk van Dawid. En dit was sonder twyfel die verwagting van Israel gewees, dat Jesus potensieel hierdie profeet wat vir die afgelope 3 jaar in hulle midde was, wonderwerke gedoen het, dat hy die Messias kon wees. En weliswaar was hy die Messias, maar vir baie was hy maar net 'n profeet. Vir baie, soos wat Jesus by geleentheid ook vir die skare gevra het: wie sê julle is ek? Vir hulle was hy Elia, 'n groot profeet in hulle midde van God gestuur, en by meeste daar nog twyfel bestaan oor of hy werklik die Messias kon wees. Maar hulle verwagting was dat Jesus Christus as die lang verwagte Messias, soos deur die Ou Testamentiese profete voorspel, waarvan Sagaria 9 vers 9 ook getuig, dat Jesus sou kom om die koninkryk van Dawid, soos wat in die Ou Testament was, weer sou kom vestig en oprig as 'n koninkryk wat die Romeinse juk sou afskud, die Romeinse oorheersing en dominansie in die destydse wêreld, en dat Israel in
onafhanklikheid as 'n teokrasie sou funksioneer waar Jesus op die troon sit en waar hy regeer oor die nasies vanuit Jerusalem. En dit was dan ook met dit in hulle harte, met daardie verwagting, en as ons praat van verwagting, dan praat ons terselfdertyd ook van 'n wêreldbeskouing. Die wyse waarop die lens en die manier waarop Israel gekyk het na die wêreld om hulle plek in hierdie geskaapenheid en ook natuurlik na die langverwagte Messias. Maar ons weet, bitter teleurgesteld, was hier dieselfde mense wat hulle klere en die palmtakke daar neergegooi het, toe Jesus skaars 4 dae later gearresteer is en uiteindelik Paasvrydag aan 'n kruis, 'n Romeinse kruis, vasgespijker word en uiteindelik 'n wrede dood sterf. Dit is vir ons baie duidelik dat hulle 'n totale verkeerde verwagting van Jesus gehad het, want eindelaas, toe Jesus sterf op die kruis van Golgotha, sê die skrif vir ons, het niemand oorgebly nie. Die skare wat volgens geskiedskrywers bereken word op etlike honderde duisende mense, wat skynbaar volgelinge van Jesus was daardie Paasvrydag, was nie daar by Golgotha. Hulle verwagtinge van die Messias en wat hy sou kom doen het en hoe sy koninkryk lyk, was totaal en al verpletterd gewees. As ons vanoggend 2000 jaar later die spreekwoordelike brug kan oorsteek vanuit die destydse wêreld na ons eie lewe, dan sal ons ook moet erken dat almal van ons wat vanoggend hier sit, ook net soos daardie mense, ook elke dag leef met verwagtinge. Elke mens, sonder uitsondering, leef met verwagtinge. Ons het verskillende verwagtinge. Ons het verwagtinge van mense, van mekaar. Ons het verwagtinge van onsself. Ja, ons het elkeen ook 'n verwagting van God. En dan natuurlik ook 'n verwagting van die wêreld waarin ons leef. En as ons 'n bietjie dink aan verwagtinge, en ek het reeds iets gesê oor wêreldbeskouing, dan hoor ons hoe sielkundiges wat hierdie veld bestudeer het, wanneer hulle oor verwagtinge praat en dit probeer definieer, hulle sê dat elke mens se verwagting waarmee hy leef en wêreldbeskouing, as ons dit as 'n wisselterm kan gebruik, op verskillende maniere lewens gevorm word. En die verwagting waarmee ons leef, of die wêreldbeskouing, word as ware geïllustreer, of as 'n voorbeeld, as ons 'n voorbeeld kan gebruik, kan ons dit sien as 'n lens waardeur ons kyk. Nou ek het vir die personeel gevra, ek het aanvanklik gedink ek moet julle almal vra om julle sonbrille te bring, dat julle 'n bietjie dit kan opsit en rondom julle kyk en sien wat jy sien, wat die kleur is van die ou se rok, vrou se rok, se hemp, se hare, wat ook al om jou is, wat die kleur daarvan is, maar net so is dit wanneer ons praat van 'n wêreldbeskouing of 'n verwagting, dit is soos 'n lens, 'n bril met verskillende kleure waardeur ons kyk na die wêreld, na mekaar, na God en ook na onsself, en waardeur ons dit as 'n filter as ware gebruik om te interpreteer wat met ons lewens gebeur en hoe ons daarop moet reageer. Daar's verskillende dinge, en ek noem dit vinnig net om 'n bietjie konteks te skilder, wat uiteindelik aanleiding gee tot die vorming van ons verwagtinge of ons wêreldbeskouing. Ons dink aan dinge soos persoonlike ervarings, ons dink aan die vroeë stadium van die ontwikkeling van kinders en die hegte band wat belangrik is vir die vorming van 'n kind se wêreldbeskouing tussen 'n ma en 'n jong kindjie, waar daar veiligheid, 'n ruimte van veiligheid geskep word en intimiteit wat daartoe lei dat daardie kindjie uiteindelik die wêreld sal beleef as 'n veilige en 'n voorspelbare plek. Ja, dat ons kinders sal hê wat 'n positiewe en 'n optimistiese uitkyk op die wêreld en op die lewe sal hê. Ons dink aan die sosiale en kulturele invloede, as ons dink aan die norme en die waardes van ons gemeenskappe en die verwagte vorm waarin dit tot ons kom elke dag. Ons word gekondisioneer deur die milieu waarin ons onsself bevind, en dit leer ons om op 'n sekere manier te kyk na die wêreld en ook na ander en ook na God.
Ons dink aan dinge soos opvoeding en onderrig, die manier waarop 'n mens grootgemaak word, en wat jy geleer het bepaal, wat jou verwagtinge sal wees, en dit vorm ook ons wêreldbeeld. Ja, die dag waarin ons leef, natuurlik ook die kragtige medium en die invloed van media, en die publieke persepsie, wat in die besonder ons kinders voortdurend mee gebombardeer word. Ons praat net vanoggend daarvan, 20 of 30 jaar terug, kon jy kinders in dieselfde wêreld, met dieselfde waardesysteem grootgemaak het, en die kanse was goed, dat daardie kinders in dieselfde huis, uiteindelik godvrugtige, gebalanseerde individue sou wees. 30 jaar later met die magt om invloede in ons wêreld, sosiale media, televisie, selfone, elektroniese media wat tot kinders se beskikking is dieselfde beginsels, bring nie meer dieselfde resultate voort nie. Die verantwoordelikheid van ons as ouers om na binne te leef saam met ons kinders in gesinsverband, om hulle te help om God te ken, ware uitdrukking van godsdiens, geloof te vind. Die onus is baie groter op ons as ouers in die dag waarin ons leef, en dan natuurlik word ons wêreldbeskouing gevorm deur ons godsdienstige oortuigings, die kerk waarin ek groot geword het, die milieu, het ek in 'n eng tradisionele konteks groot geword, was dit 'n wettiese sisteem, was dit 'n charismatiese, meer vrydenkende omgewing gewees. En so vorm al hierdie dinge, word dit 'n sonbril met verskillende kleure, lense, waardeur ons kyk na die realiteit om ons, en dit is so dat nie een van ons wat vanoggend hier sit nie, maak nie saak wie jou pa of ma was, of waar jy groot geword het, watter kerk jy was, kyk vanmôre absoluut objektief na die wêreld en die dinge om jou nie. Visie is nooit iets wat neutraal is nie, want elkeen van ons het 'n bepaalde konteks, maar dit beteken terselfdertyd nie dat ons in die dag waarin ons leef, maak nie saak hoe verwrong hierdie wêreld is, dat daar nie meer 'n universele waarheid is waarin ek en jy as mens onsself kan vasanker nie. En ongelukkig is dit so dat in die dag waarin ons leef is daar 'n toenemende draai in die wêreld na relativisme, waar waarheid nie meer objektief is nie. Elke ou se waarheid word nou bepaal deur sy eie raamwerk en sy eie belewennisse en dit wat hy beskou om waar te wees, nê. As ons dink aan dinge soos moraliteit, wat moreel vandag reg is, hang skynbaar van die individu af en die kulturele persepsie, of hoe hy dit wil interpreteer. Waarheid jare terug was onveranderlik gewees. Dit was neergelê deur opvoedingsstrukture, dit was neergelê deur godsdiens. Vandag dit af van elke persoon se eie persoonlike ervarings en sy eie oortuiging. Of iets reg is, word nie meer bepaal deur 'n ware noord of 'n norm wat aanvaarbaar is omdat dit objektief is nie. Maar as dit jou gelukkig maak en dit voel reg, dan is dit reg. En so word die uitkyk en wêreldbeskouing, ons lense waardeur ons kyk, gee dit uiteindelik uitdrukking aan die verwagtinge waarmee ons leef. Die manier waarop ons waarheid interpreteer sal bepaal wat die uitdrukking van verwagting en verhouding is met die ou wat langs jou sit, verhouding met jouself, jou wêreld waarin jy leef en uiteindelik ook natuurlik God. En dis presies wat gebeur het op Palm Sondag. Die Jode het 'n sekere wêreldbeskouing gehad. En dit was vanuit daardie wêreldbeskouing wat hulle verwagting van Jesus uiteindelik gevloei het. En toe Jesus nie inpas by hulle messiaanse kriteria van hoe 'n koning moet lyk nie. Ek meen hy het in Jerusalem ingekom op die rug van 'n eselsvul. 'n Mens sou dink het 'n koning kom met 'n perd in. En nie sommer enige perd nie, dit sou 10 'n Arabiese perd gewees het, 'n mooi skouperd gewees het. 'n Koning kom immers met 'n kroon in, 'n koning kom immers met wagte in wat gesag afdwing op mense. Maar toe Jesus nie in daardie
boksie inpas nie, daardie messiaanse kriteria van die Ou Testament, en daarom het hulle uitgeroep, Hosanna aan die seun van Dawid, die koninkryk van Dawid het gekom, was dit 'n weerspieëling van hulle wêreldbeeld, hulle wêreldbeskouing. En ongelukkig, as gevolg daarvan, het hulle Jesus as die Messias totaal en al gemis. Skaars 5 dae later, 4 dae later, het hulle hom in hegtenis geneem, aan 'n kruis vasgenaal, en die einste een wat deur God gestuur was om hulle te verlos, sy heerskappy in hulle lewens te vestig, het hulle verwerp. Die gevaar van 'n verkeerde wêreldbeskouing. Die gevaar wanneer ons leef met verkeerde verwagtinge wat nie meer gebaseer is op absolute noord nie, maar op die relatiewe veranderende norme van 'n humanistiese samelewing waarin ons onsself bevind. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy as kind van God by die aanhoor van hierdie boodskap, en terwyl ons vanoggend by Palm Sondag is, miskien 'n ander invalshoek vanmôre tot hierdie Paasweek wat voorlê, glo ek is dit 'n hernieuwde oproep van God, 'n terugroep van God, van sy kerk en van sy kinders, terug na die ware noord, terug na dit wat die woord van God aan ons voorhou. Want as ons nie voortdurend terugkom na die woord van God nie, dan begin ek en jy naderhand te leef vanuit dit wat relatief is. En die Bybel sê vir ons, en Paulus hou ons hierdie beeld voor in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6, en hy sê, dan word dit wat ons glo uiteindelik soos 'n vesting, waarvan uit die vyand jou en my lewe kan beheer en in 'n bepaalde rigting kan instuur. En as hy praat van 'n vesting, dan weet julle mos, hy praat in die destydse wêreld, in die stede het hulle hierdie plekke gehad, mure, verskillende dele in 'n muur waar 'n boogskutter gesit het, en dan wanneer hulle aangeval was, wanneer die vyand bedreig het, dan kon die boogskutter wegkruip agter die muurtjie, en hy kon daar van bo af, meeste van die tyd was dit 'n hoër plek in die muur gewees, kon hy beskerm en hy kon aanval. En Paulus sê vir ons, hy sê terwyl ons die geestelike wapens, die woord van God, die Heilige Gees, dit wat God aan ons toevertrou het, gebruik om elke vesting te laat tuimel, terwyl ons daardie gedagtegange wat nie strook met die waarheid van God se woord nie, ontbloot en dit weer in realignment bring met die waarhede van God se woord, na dit wat objektief is. Ek het 'n tydjie terug, en ek hou daarvan om illustrasie te gebruik, en ek wil dit vinnig weer vir julle sê, die krag van vestings in ons lewens, van 'n wêreldbeskouing, het ek dikwels al geïllustreer deur my hand in my sak te sit en te sê, wie van julle glo, hier's R20 in my hand, julle het die storie al baie gehoor, dan quoteer ek die definisie van geloof, en ek sê, geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons nie kan sien, Hebreërs 11 vers 1, en dan vra ek vir julle, wie van julle glo ek het R20 in my hand, en dan sê niemand, hulle glo ek het R20 in my hand nie, en dan sê ek, wacht, kom ek quoteer net gou weer die definisie. Die definisie sê, geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons nie kan sien nie, wie van julle glo ek het R20 in my hand, en dan uiteindelik gaan daar net enetjie se hand op, my arme vroutjie, my dierbare vroutjie, wat sê, ek glo hy het R20 in sy hand, en dan wanneer ek uiteindelik die R20 wys, dan besef elkeen van ons, dat ons hierdie vraag geantwoord het vanuit die vesting in ons denke, 'n wêreldbeskouing, 'n bepaalde verstaan van geloof, wat sê, die wêreld sê, seeing is believing, die woord van God sê, believing is seeing. En as 'n eenvoudige hakplek in ons denke, 'n eenvoudige definisie van geloof weerspieël word, hoeveel te meer affekteer daardie vesting nie ook elke ander area van ons lewens nie. En daarom is dit belangrik vir ons, broers en susters, in die dag waarin ons leef, dat ons moet terugkeer elke dag van ons lewe na die ware noord in 'n wêreld waar relativisme seevier, waar elke ou se mening en opinie gevorm word dat dit wat aanvaarbaar is of dit wat aan ons voorgehou word, moet ons terugkom en ons moet onsself vra, hoe lyk die kleur van die bril wat ek dra? Is dit objektief? Is dit waar? Sentreer dit nog in die woord van God? Is dit nog wat die Bybel vir my sê? Hulle sê die ware toets
vir wêreldbeskouing, 'n Christen wêreldbeskouing. As ons praat van wêreldbeskouing, dan vereis dat ons as gelowiges so naas moontlik aan 'n objektiewe waarheid sal kom. Met dit wat tot ons beskikking is. As ons praat van 'n wêreldbeskouing, dan sê hulle hoe meer akkuraat en volledig my beskouing God se wil en God se weë verteenwoordig, des te meer sal ek Johannes 10 vers 10 in my lewe beleef. Jesus sê in Johannes 10, die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Maar Jesus sê ek het gekom sodat julle lewe en oorvloed kan hê. En lewe en oorvloed vloei vanuit die waarheid van God se woord. Daarom sê die Bybel vir ons op soveel plekke, Matteus 4 vers 4 sê Jesus, hy sê, julle sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Psalm 119 vers 105 sê daar wat hy sê, Here, ek het die woord in my hart gebêre, dat ek teen u nie sou sondig nie. Psalm 1 sê, welgeluksalig, 3 maal geseënd is die man en die vrou, wat nie wandel in die raad van goddelose, julle almal ken die Psalm, die staan op weg van sondaars, die sit in die kring van die spotters nie. Luister wat sê, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wette dag en nag. Ware lewe en oorvloed, vloei vanuit die woord van God, die waarheid van God se woord, en God se woord alleen. En daarom is dit vir ons belangrik dat ons met die regte verwagting sal leef, die regte wêreldbeskouing, 'n wêreldbeskouing wat net gevorm kan word in jou lewe wanneer jy werklik wandel met die Here en tyd spandeer in sy woord. Dis 3 verwagtinge wat ek vinnig wil aanspreek vanmôre in ons eie lewens. Ons almal leef met verwagtinge. Dit is belangrik dat ons die regte verwagting sal leef in die eerste plek in ons verhoudinge met mekaar. Wat is ons verwagtinge van mekaar as medegelowiges? En deur wat is jou verwagting en beskouing gevorm? Ek dink hier sal met my saamstem as ek sê, daar's min dinge in hierdie lewe wat die kwaliteit van jou en my lewe so kan affekteer as die verhoudinge waarbinne ons staan. John Maxwell het gesê, alles val of staan by leierskap. Ek stem nie saam nie. Alles val of staan by verhoudinge. En of ons dit nou wil erken of nie, ons almal loop elke dag met verwagtinge van mekaar rond. En wanneer daardie verwagtinge ontmoet word, ja, dis lekker, dan beleef ons vrede en ons beleef geluk, maar ons almal weet hoe sleg dit is wanneer die verwagtinge wat ons van ander het, nie ontmoet word nie. Ek dink dis wat dit so moeilik maak vir ons as Christene, is dat as kinders van die Here wat die woord van God het en wat die waardes en die beginsels van die woord verstaan, aanvaar nog as iemand wat in die wêreld is, iemand wat nie wedergebore is of nie die gees van God in hom het nie, as so 'n persoon ongeskik optree, lelik is, in liefdeloosheid teenoor jou optree en jou as ware wil indoen, noem die lys gaan aan, daar's baie voorbeelde. Maar ek dink wat dit moeilik maak vir ons as kinders van die Here is wanneer ander gelowiges daardie dinge wat die wêreld doen, aan ons doen. Want ons loop met 'n verwagting van mekaar rond. Ons het 'n bepaalde beskouing van hoe 'n kind van God moet lyk en hoe so 'n persoon met optree. En baie keer is gelowiges verbuisterd wanneer medegelowiges hulle teleurstel en hulle dinge doen wat nie in hierdie raamwerk en hierdie boksie inpas nie. En moet jy hoor vanmôre wat ek nie sê nie. Ek sê nie vanmôre dat ons as kinders van die Here maar kan leef soos wat ons wil nie. Ek dink nie dis die ego van hierdie boodskap vanmôre nie. Ons lewens is immers veronderstel om 'n lewende getuienis te wees. Die Bybel wat die wêreld moet lees. Ja, dit is so. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat ons heilig moet leef. Dat ons getrou moet wees. Dat ons ook in toewyding, ons eie persoonlike toewyding, besig is om mekaar te dissipuleer en die volgende geslag toe te rus. Daar is ongetwyfeld 'n groot verantwoordelikheid wat op ons skouers rus, maar dis belangrik dat ons beskouing ook ten opsigte van ons verhoudinge met mekaar gegrond moet wees in die woord van God, want die werklikheid van verhoudinge op aarde is dat mense, selfs gelowiges, mekaar sal val en mekaar sal teleurstel. Nou wil ek vanmôre sê, as jy dink daar is 'n kerk
perfek is, met perfekte gelowiges, met perfekte rade, met perfekte leiers, met perfekte predikante, dan is jy opgestel vir 'n groot ontnigtering. Want die Bybel sê vir ons, dat terwyl ons hier op aarde is, sal ons strewe na heiligmaking, ons sal nog steeds foute maak, kom kerk, ons sal nog steeds mekaar teleurstel, ons gaan nog steeds mekaar faal by tye. Ek wil vanmôre sê, as dit nie 'n faktor was nie, dan sou daar nie hoofstukke gewy gewees het aan dinge soos liefde sonder voorwaardes, 1 Korintiërs 13. Vergifnis en genade, Kolossense 3:13, nederigheid en diensbaarheid nie. En daarom sê Jesus juis in Matteus 7, vers 3 tot 5, luister vanmôre mooi. Hy sê, waarom kyk jy na die splinter in jou broer se oog, maar jy merk nie die balk in jou eie oog op nie? Hoe kan jy vir jou broer sê, laat my toe om die splinter uit die oog uithaal en kyk, daar is 'n balk in jou eie oog. Hy sê, gefeinste, haal eers die balk uit jou eie oog uit, en dan sal jy duidelik kan sien om die splinter uit jou broer se oog uithaal. Solank as wat ons hierdie kant van die ewigheid in die graf is, gaan ons mekaar faal, ons gaan mekaar teleurstel. That's just the nature of relationships. Hier is nie een van ons wat met toue uit die hemel uit laat sak is nie. Hier is nie een van ons wat oornag volmaak en perfek is nie. Ons kan onvolmaak en gebroken bly tot die dag wat Jesus ons kom haal. En luister die vanmôre, partykeer verwag ons meer van mekaar en van ander as wat ons ooit self in ons eie lewens kan doen. Kom kerk, julle is nou baie stil vanmôre en ek hoop julle gaan nou amen sê op hierdie goed. Praat bietjie terug met my. Ja, partykeer plaas ons ander op trone. En ons vergeet dat alle mense het voete van klei. En sonder dat ons dit agterkom, luister hier vanmôre, verander die kleur van die lense waardeur ons na mekaar kyk en ontwikkel ons 'n beskouing wat nie strook met die woord nie. Want die woord van die Here sê vir ons is nog nie daar nie. We are trying our best. Ons probeer om heilig te leef. Dis 'n wording, sê die Bybel, van heerlikheid tot heerlikheid. En wat gebeur is ons nie elke keer terugkom na die woord nie en realign nie. Dan skep ons ruimte vir die vyand om te steel, te slag en te verwoes. Luister hier, ons maak die deur oop vir bitterheid en onvergifnis. Ons maak die deur oop vir hoogmoed en trots. Ons raak veroordelend en sonder liefde en ons skep eensame tronke vir mekaar, waar mense naderhand met maskers leef, omdat hulle probeer om perfek te wees, terwyl ons probeer om na ander se geprojekteerde verwagtinge op te leef, en ons mis die ware aard van die koninkryk, ons mis die waarde van verhoudinge, ons mis die waarde van gemeenskap, en saam deur hierdie lewe gaan, in 'n gebroke wêreld, waar ons nie perfek is nie, ons sal eendag perfek wees. Ons mis die koninkryk. Ons mis die omgee. Ons mis dit waarvoor Jesus kom sterf het, en sy lewe kom gee het. Ander kere stereotypeer ons mekaar. Ons dink aan die stereotypes wat in Jesus se tyd bestaan het in Markus 6 vers 1 tot 6. Dis 'n verwagting wat hulle gehad het van Jesus. Woord van die Here sê daar in Markus 6, julle almal ken die verhaal, Jesus wat in sy tuisdorp gebly het, in Nasaret gebly het, en ewe skielik begin Jesus om met groot kennis in die sinagoge te leer. Baie wat hom gehoor het, sê die woord was verslae gewees, en hulle sê, waar kry hy hierdie dinge vandaan, en watter wysheid is aan hom gegee, dat ook sulke kragte deur sy hande plaasvind. En dan sê iemand, is hy nie die timmerman, die seun van Maria en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie, en is sy susters nie hier by ons nie, en hulle het aanstoot aan hom geneem, en die Bybel sê vir ons, dat in daardie tuisdorp, waar Jesus was, kon hy geen kragte doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het. Ja, wanneer ons na mekaar kyk, met die verkeerde wêreld beskou, nie met 'n Christelike beskouing nie, gebeur dit baie keer dat ons mekaar in 'n boksie sit, en dat ons verbeer wat God
deur 'n eenvoudige medegelowige in jou en in my lewe wil doen. Ek het oor die jare, nou pun intended, het ek te dikwels mense hoor sê, jong, pastoor, ons moet jou kry om vir daai ou te gaan bid, jong. Want as jy gaan bid, en hulle sê dit nie, dan gaan die Here beweeg, dan gaan hy werk. Terwyl daar 'n hele liggaam is, 'n hele liggaam. En dikwels wanneer ons na mekaar kyk en mekaar stereotipeer en sê, ja, maar daai ou, ja, ek hoor hom so mooi nie, jong. Sy broer, sy suster is Jakobus, Joses en Judas en Sannie daar van Brakpan en hulle kom van Benoni af, jy weet. Welkom. Hy ry nog 'n Ford. Pastoor het ten minste 'n Toyota, weet jy, Toyota gery. En so verbeur ons wat God deur ander in ons lewens kan doen. Jakobus 3 vers 2 sê, kerk, kom ek lees dit vir julle. Jakobus 3 vers 2. Broers en susters, God is nie op soek na perfekte mense nie. Ek gaan nou kwalifiseer wat ek vir jou sê. Jakobus 3 sê, hy sê, want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Wat is die verwagting wat jy van jou medegelowige het? Is die baar so hoog, dat jy self nie daar kan oor nie? Of kyk jy na jou medegelowige met 'n Christelike wêreldbeskouing? Jy weet, hulle is besig om te groei. Die ou wat langs jou sit vandag, gaan nie dieselfde ou wees, die jare van nou af nie. En jou lewe is ook 'n gebou in wording. Tweede beskouing, of verwagting is ons verwagting van onsself. Dis 'n verwagting waarmee ons almal leef. Ons almal het 'n bepaalde verwagting van onsself. Die verwagtinge wat ons van onsself het, is dikwels diep ingebed in ons selfbeeld en in ons selfwaarde. En ons besef dit nie aldag nie, met daai interne verwagting het 'n enorme uitwerking. Luister mooi op die keuses, die gedrag, die geestelike en die emosionele gesondheid. En ons moet onsself vanmôre eerlik vra en gaan bepaal waar daai verwagtinge wat ek hier binne van myself het, waar dit vandaan kom. Weet, ek het my eie lewe 'n bietjie gaan ontleed. En ek het agtergekom, daar's dinge wat ek vir myself verwag, wat die Here nie eers van my verwag nie. Daar's dinge wat ek vir myself verwag, wat die Here nie van my verwag nie, maar dis geprojekteerde verwagtinge, gevorm deur die indrukke, die beeld, die woorde van ander, my eie lewe, my eie seer, my eie verlede. En ons verwag baie keer van onsself goed, wat God nie eers verwag nie, en in ons verwagting van onsself, moet ons onsself vra, is dit 'n akkurate weerspieëling van hoe God my sien? Watter lens gebruik jy om na jouself te kyk? Wat is die kleur van die lens? Sien jy jouself soos wat God jou sien? Sien jy jouself vanmôre soos wat Genesis 1:27 sê, God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape? Sien jy jouself vanmôre as die kroon van sy skepping? Dawid sê in Psalm 139:14, hy sê, ek loof U Here omdat ek op 'n ontzagwekkende, wonderbare wyse geskape is. Wonderbaar is U werke en my siel weet dit al te goed. Baie keer is die verwagtinge waarmee ons rondloop, wat so swaar word om te dra. Verwagtinge wat nie deur God op ons gelê is nie, maar dis verwagtinge wat ons ontwikkel het, omdat ons begin leef het in 'n onafhanklike verhouding met God. En ons dink dat alles van ons afhang. Kom kerk, die resultate en die sukses van my lewe, van my huis, van my werk, van my bediening, hang alles van myself af, en uiteindelik eindig ek op soos die fariseërs en die skrifgeleerdes, wat alles oor hulle self gemaak het, en wat met hierdie selfgeskepte verwagting deur die lewe gegaan het, en uiteindelik moes Jesus na hulle toe kom en vir hulle sê, luister hier, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee.
Ek wil dit in Engels sê, en dit kom nou by my op, is die enigste manier om dit te sê. Ons moet onthou, we must remember, we are not created as human doings, but we are human beings. Ons kan nie ons waarde vind in wat ons doen nie. Ons kan nie ons identiteit vind in wat ons doen nie. Want wat gaan gebeur as dit wat jy doen van jou weggevat word? Wie gaan jy wees? En daarom is dit belangrik dat ons ons identiteit moet vind in wat God sê oor ons lewens. Dat ons ons waarde moet koppel aan dit wat God sê oor ons lewens. En Jesus vra daai vraag. Hy vra dit aan die skare Matteus 16 vers 13 tot 16 om iets aan hulle te demonstreer waar hy vir hulle vra, sê julle vir my, wie is ek? En dan antwoord hulle en sê, nee, die Here sê, nee, Here, U is Elia. En ek dink Jesus sê dit nie maar by implikasie, moes hy gedink het, alright wel, hulle sê seker ek is Elia, want ek doen dieselfde dinge as wat Elia gedoen het. Hulle het immers die Ou Testament, hulle het gelees van al die wonderwerke. Nee, Here, U is Johannes die Doper. Want Johannes die Doper het sekere dinge gedoen, en daarom, nee, U moet seker Johannes die Doper wees. Hulle was clueless gewees oor wie Jesus was. Hulle het 'n verwagting van hom gehad. En dan kom een, Petrus, en hy sê, onder die inspirasie van die Heilige Gees, en hy sê, U is nie een van hulle nie, maar U is die Christus, U is die Seun van die lewende God, U is die Seun van die lewende God. Luister hier vanmôre, voor jy enige iets doen, moet jy vanmôre dit settle in jou hart en verstaan, jy is eerstens vanmôre 'n seun, en jy is eerstens vanmôre 'n dogter van God. Dit gaan nie vanmôre oor wat jy doen nie, want as dit oor doen gegaan het, was daar nooit 'n kruis gewees nie. Jesus het juis vir ons kom doen, wat ons self nie kon doen nie, sodat ons die juk van selfpoging, die juk van 'n selfgevormde identiteit kan aflê in die lig van sy genade, en 'n nuwe identiteit kan aanneem wat in Christus sekuur is, wat nie gebaseer is in waar jy bly nie, wat jy ry, wat jy verdien, wat jy doen, wat se graad, wat se kwalifikasies jy het nie, maar omdat daar genade aan jou bewys is, en God sy Gees aan jou gegee het, en jy 'n seun en 'n dogter van die lewende God geword het. As alles van jou gestroop word, wat bly oor? Ek's 'n seun. Michael Richards is 'n seun. Hy's nie 'n pastoor nie. Ek's 'n seun van God. Wat is die bril waarna waardeur jy na jouself vanmôre kyk? Die laaste plek, ons verwagting van God. Wat is die kleur van die lense waardeur jy na God kyk? Weet jy wat, hierdie verhaaltjie wys vir ons hoe maklik dit kan gebeur dat ons met 'n verkeerde verwagting van God opeindig. Hoe lyk die God in jou boksie? Ons almal het 'n God in 'n boksie. En ek besef dit klink vreeslik platvloers om dit so te stel. But how big is the God in your box? Hoe lyk God vir jou? Wat is jou beeld van God? En ek wil vanmôre vir jou sê, dit gaan alles oor jou wêreldbeskouing, 'n Christelike wêreldbeskouing van hoe jy God sien, sy bemoeienis in hierdie wêreld en waar jy na jou pad is met jou en my is deel van sy saligheidsplan. Hulle het 'n koninkryksverwagting gehad wat soos Dawid moes lyk. Dawid se koninkryk. Maar toe Jesus kom, toe lyk dit totaal en al anderster. Hulle het gedink hy sal kom en 'n wêreld skep waar alles perfek is, waar hulle materiële voorsiening en vooruitgang het, waar hulle in beheer is, vyande oorheers word, waar daar geen teenstand is nie. Amper, sorry to say, soos die prosperity gospel wat vandag in die wêreld verkondig word. En ek kan dit kwalifiseer om te sê daar's verskillende vlakke van prosperity. Yes, the gospel is the gospel of prosperity, but it is a spiritual prosperity in die eerste plek. Romeine 14 vers 17 sê, die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees.
En as 'n teologie daar buite wat verkondig word, 'n wêreldbeskouing wat 'n Christelike wêreldbeskouing geword het, dat dit moet met my goed gaan. Dit moet met my materieel ek moet vooruit gaan in alle opsigte van my lewe. Ek moet hierdie perfekte lewe hê. Maar ek wil vanmôre jou terugbring na die woord van God toe en vra dat jy die lens opsit van die koninkryk van God. Want Jesus sê in Johannes 18:36, hy sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het om te verhoed dat ek aan die Jode oorgelewer word. Maar my koninkryk is nie van hier nie. En omdat sy koninkryk nie van hier is nie. En omdat ons van 'n ander koninkryk is, en as burgers van daardie koninkryk in 'n ander koninkryk leef, beteken dit dat in hierdie gebroke koninkryk, dit wat jy beleef, anders gaan lyk as die beeld wat die Jode gehad het van die koninkryk van Jesus Christus wat sou kom. In hierdie wêreldkerk sal ons verdrukking hê, sê Jesus, Johannes 16:33. Ons sal verdrukking hê, sê Jesus. Maar o goeie moed, ek het die wêreld oorwin. In hierdie wêreld gaan jy en ek siek word. In hierdie wêreld gaan ons doodgaan. In hierdie wêreld gaan gebrokenheid oor ons lewenspad kom. Die boewe gaan ook inbreek by jou huis en steel. En as jy dit nie glo nie, kanselleer jou versekering. Vandag sommer. As jy glo dat ons nooit siek gaan word nie, kanselleer jou medies sommer vandag nog. En mag ons jou kar nooit weer voor die dokter se spreekkamer kry nie. Soos dit in die ou jare was. Want ons leef in 'n wêreld, 'n tension tussen die koninkryk het gekom en die koninkryk is steeds besig om te kom, but we are not there yet. We live in a broken reality where sin and sickness and brokenness prevails, but one day, eendag sal dit alles verby wees. Kom kerk, die koninkryk wat kom, sal 'n koninkryk van absolute volmaaktheid en heerlikheid wees, but we are not there yet. En ons leef tussen die realiteit en die tension van die it has come, but it is yet to come, and one day it will come, and it's full reality. En baie keer is ons wêreldbeskouing verkeerd is. Verkeerde prentjie van God in die evangelie. En dinge gebeur met ons, 'n stryd en probleme en krisisse kom ons lewenspad langs. Dan skielik plaas ons God in die beskuldigde bank. Of ons trek dit terug na ons eie geloof toe. Ek het verlede week met jou gepraat oor die aard van die geloof, wat moontlik is vir die mens. Maar uiteindelik gaan dit nie oor jou geloof nie. Dit gaan oor 'n soewereine God in wie ons glo, wat by magte is om te doen wat hy goed dink. Binne die verwysing van 'n koninkryk wat gekom het, wat steeds besig is om te kom, maar wat eendag in sy volle heerlikheid sal kom. Daarom kan ons vir siekes bid. Daarom kan ons, sonder om terug te deins, by die sterfbed van iemand staan en sê, Here, u woord sê die koninkryk het gekom. En u woord sê dat u het aan ons ook die mag gegee en ook die krag om u te vertrou dat hierdie persoon sal opstaan uit die siekbed het, of dat hierdie demoon uitgedryf sal word, of dat hierdie dooie uiteindelik sal opstaan uit die dood uit. Maar as dit nie gebeur nie, is God nie te bevraagteken of in die beskuldigde bank nie, want my wêreldbeskouing, my totale verstaan van die skrif en God se bemoeienis en waarmee hy met hierdie gebroke wêreld op pad is uiteindelik na die volle openbaring van sy heerlikheid en koninkryk wat eendag sal kom. Daardie verstaan is gebalanseerd en dit hou my geanker en gegrond, sodat ek deur die storms nie my geloof sal verloor nie. Dat ek soos Habakuk sal kan sê, al sou die vyeboom nie bot nie. Habakuk sê nie, sal ek net meer gaan bid nie. Habakuk sê nie, sal ek net na die regte ou toe gaan, wat vir my kan kom om 'n wonderwerk te doen nie, om 'n quick fix te doen nie. Hy sê, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerde geen druiwe dra. Kom kerk, al sou die olyfoes misluk, nogtans sal ek my vertroue op die Here stel, om my veilig deur te dra. En weet jy wat het ek agtergekom in die lewe? Meeste van die kere,
Miskien is jy baie meer geestelik as ek. Doen die Here nie 'n wonderwerk in my omstandighede te verander nie. Maar van die grootste wonderwerk hier binne in my plaas, in my geloof, wanneer ek besef, maak nie saak wat in my wêreld gebeur nie. Hy het beloof, hy sal my nooit begewe en nooit verlaat nie. In my siekte ervaar ek sy teenwoordigheid. Net omdat ek siek is, beteken nie God is nie teenwoordig nie. Dieselfde God is met my. Dieselfde God wat Hebreërs van praat, wat dooi is deur die geloof van helde van ouds opgewek het, is dieselfde God wat by gelowiges was toe hulle brandstapels gesterf het. Dis dieselfde geloof. Maar daar sal 'n dag wees, broers en susters, wat die gebrokenheid verby sal wees. Tot ons daar kom, leef ons dus met die spanning van die huidige realiteit. Maar ons weet dat ons 'n God het. Romeine 8:28 sê, en ek weet dat my God alles ten goeie sal laat meewerk vir die wat hom liefhet. Ons het niks om te vrees nie, want die Here is met jou en my. Ek sluit af, ek is klaar. Broers en susters, wat is die kleur van die lens waarmee na die wêreld kyk? Ons lewe op aarde. Die onvolmaakte wêreld sal ons verwagtinge miskien nooit heeltemal volmaak wees nie. Maar te midde van ons daaglikse stryd en uitdagings kan ons steeds leef met 'n hoopvolle verwagting dat aan die einde van hierdie tydelike reis daar 'n volmaakte koninkryk op ons wag. 'n Koninkryk, luister mooi, waar geen pyn, geen traan en geen lyding sal wees nie. 'n Plek waar alles wat gebroken is, heel gemaak sal word. En waar ware vrede en geregtigheid sal heers tot in alle ewigheid. Tot dan wil God hê met ons in die woord bly. Nie toelaat dat die wêreld relativisme oor die kerk omspoel nie. As 'n ware noordkerk. Dis die woord. En wat ook al ons doen en glo moet aangepas word en teruggebring word by die bron van lewe. Jesus het gekom sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Dit gaan nie altyd maklik wees nie. Hy het nooit gesê dit gaan maklik wees nie. Maar dit gaan die moeite werd wees. Kom ons sluit die oor aan bid ons saam. Prys sy naam. Dankie Here. Halleluja. Halleluja. Vader, 2000 jaar terug kom hy skare in Jerusalem in. En hulle kroon en hulle sê, Hosanna, die koninkryk het gekom. Ja, die koninkryk het gekom. Maar die koninkryk sou anders lyk as wat hulle verwag het dit sou lyk. Here, hulle het 'n verwagting van U gehad, en so het ons ook 'n verwagting van mekaar. En ek wil vanmôre bid en vra dat U ons sal help. Dat ons 'n Bybelse verwagting van mekaar sal hê. Dat ons genade sal hê vir mekaar. Genade beteken dat ek eers die balk uit my oog uithaal, voor ek die splinter in 'n ander se oog sien. Genade beteken nie dat ek roekeloos en onverskillig aanhou leef, omdat daar genade is nie, nee. Maar dit beteken dat ek as medegelowige langs my broer en my sussie inkom ten spyte van, omdat ek deur dit wat sonde aan my voorhou, nie kan sien wat die ware potensiaal vir my boetie en sussie is nie, maar God wat dieper kyk as wat ons ooit kan sien, kyk diep in die hart in, en Christus in hom en haar is besig om die werk wat God begin het te voleindig en te volbring. Laat ons mekaar lief hê. Laat ons mekaar omhels ten spyte van. Maar laat ons mekaar ook help om die ware noord nooit uit die oog te verhou nie. Laat ons nooit 'n kerk word wat verval in relativisme of wat maar saam met die stroom van die wêreld gaan nie, maar wat ons lig laat skyn in 'n donker wêreld terwyl ons hoop vestig. Nie op hierdie gebroke wêreld nie. Genade breek in sonder twyfel en ons kan God daarvoor vertrou. O yes. As jy siek vanmôre, yes, die koninkryk is steeds besig om te kom. Ons dien 'n almagtige God wat steeds sy hand uitstrek na mense. Ons dien 'n God wat die onmoontlike kan doen. But if it doesn't happen the way you expect it,
Don't lose your faith in God. Because there's a world yet to come where everything will be perfect. En dis die hoop waarin ons vashou. En dis wat ons moet gee om elke dag op te staan en te sê, because He lives. Come on, I can face tomorrow. Because He lives. All fear is gone. Because I know, yes, I know, He holds the future. And life is worth the living. Because He lives. Kom ons staan op ons voete met die oë gesluit. Ek wil jou vra om jou hande op te hef na die Here toe. En ek wil jou vra om vanoggend jouself opnuut vas te anker aan dit wat onveranderlik is. Here, ek bid dat elke persoon wat hier is, deur die Heilige Gees se werking, terwyl ons groei, Here, en die woord, dat U die woord sal oopbreek en dat ons beskouing van alles om ons, onsself, mekaar, van U in hierdie wêreld, dat dit veranker sal wees in die woord. Here, dat ons gelowiges sal wees, luister hier kerk, wat stabiel is, met 'n gebalanseerde uitkyk op alles waarin ons onsself bevind. Dat ons nie gevei sal wees wanneer die storms kom nie, dat ons soos Jesus in die boot sal lê, aan die slaap, aan die rus, omdat hy weet, die storm dikteer nie, die storm spreek nie die laaste woord nie, siekte spreek nie die laaste woord nie, verliese, finansiële probleme spreek nie die laaste woord nie, die dood spreek nie die laaste woord nie, kerk, die dood is ontangel, die dood is ontangel, dis 'n bruggie wat ons oorstap, na 'n wêreld wat nooit weer met dood getuister sal wees nie. It is yet but one little step into the eternal plan of God. Die dood het sy krag in ons lewens verloor. Jesus Christus is in beheer van 'n wêreld, al lyk dit of hierdie wêreld buite beheer is. God is in beheer van jou lewe vanmôre. Kom kerk, gelowige, ek wil jou vra om jouself vanmôre te anker aan die Jesus van Palm Sondag. Die Jesus wat ander misgekyk het omdat hulle 'n verkeerde verwagting gehad het. Daardie selfde Jesus het 'n week later uit die graf uit opgestaan. En luister hier vanmôre, hy sê vanmôre, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het 7 dae later, is dieselfde Gees wat vanmôre in jou woon en wat jou sterflike liggaam sal lewend maak. Nie net hier nie, maar eendag tot volle glorie. Net daar wie staan, kom ons aanbid hom net vanmôre. Dank die Here net daarvoor. Ek weet nie wat jy face nie, ek weet nie wat jy battle nie, ek weet nie wat die reus in jou lewe is nie, ek weet nie wat jy vanmôre in jou lewe deurgaan nie. Hey, bring dit vir hom. Bring dit vir hom vanmôre. Sê Here, hier is dit. Hier is dit. Ek gee dit vir U vanmôre. Ek gee dit vir U vanmôre. Ek sal nie vrees nie. Here, dis in U hande. En ek vertrou U met my hele lewe. Ek dank U daarvoor.